En waar ons die winter so ervaar, maar die winter kan maar baie lekker nou vinnig verbygaan. Kom ons dalk stil, as dit koud is daar agter, kan ons daai deure toemaak vir die wat daar agter sit. Moet ons gou toemaak. Daar maak hulle toe. As hy. En nou by julle ook, Jacques, as daai deur koud is, kan julle maar toemaak. En vir die wat dan nou baie koud kry, kan nader in die heaters begin sit. Ook vir ons besoekers vanmôre en nuwe intrekkers kan na die tyd by die kantore draai maak. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid vanmôre. Hoor tog my hulpgeroep, o God. Slaan tog ag op my gebed. Ver uit die vreemde uit in die wanhoop, roep ek na U. Bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees. U is vir my 'n toevlug, 'n sterk vesting, buite bereik van die vyand. Laat my by U in blywende tuiste vind. Laat my skuil onder U vleuels. U, o God, hoor my geloftes. U vervul die wens van hulle wat U naam eer. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing die pragtige lied saam met die video's, Hemelvader, ons aanbid U.
Vriende, kom ons groet mekaar in die naam van die drie-enige God. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied. As ek saans na die sterre kyk, wanneer ons weet God openbaar homself in die natuur en in sy woord, nou tyd moet ons net stop en kyk en sy grootheid ervaar. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam. Was dit? Teresa Smit skryf so mooi gedig. Het jy al ooit daarin gedink, hoe lief is God vir jou? Hy stuur vir jou blomme elke lengte. Hy stuur vir jou sonskyn elke môre. Wanneer jy ook al wil gesels, luister hy vir jou. Hy kan in enige plek op aarde bly, maar hy het jou hart gekies. Hy is so lief vir jou, God beloof nie dae sonder pyn nie. Hy beloof nie lag sonder hartseer nie. Hy beloof nie son sonder reën nie. Maar hy beloof krag en bystand vir elke dag. Hy beloof troos wanneer daar trane is. Hy beloof lig op jou pad. Daarom is Romeine 8 vir ons so mooi belofte. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met ons alles aan ons skenk nie? Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Vriende, kom ons staan, dan gaan ons hierdie loflied sing saam met die orgel, lied 184, en dan bly staan vir die geloofsbelijdenis. Hoeveel verse? Ek het vergeet om te sê, 1 en 3. Goed, kom ons staan en dan sing ons hierdie
geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan so lank die woord oopmaak, u kan sit, jammer. U kan vir ons die woord oopmaak by Handelinge 10 en 11. Ons gaan nog 'n lied sing nadat ons gebid het. Handelinge 10 en 11 gaan ons vanmôre hanteer, maar kom ons sluit die oor, dan bid ek eers vir ons. Ons almagtige God, wanneer ons op hierdie mooi wintersmôre U kom aanbid en ons voel hoe die seisoene verander, dan weet ons ook waar ons is in ons lewens, is dit altyd besig om te verander. Maar die een sekerheid wat ons het, is die liefde van God, wat niks ons ooit van kan skei nie. Daardie liefde wat Here U tuis gebring het in ons harte. Here, hoe U ons lewe in genade kom betree en vir ons kom wys hoe ons deel is van hierdie koninkryk, van hierdie kerk, van hierdie gemeenskap van gelowiges, iets groter as onsself. En U Heilige Gees wat ons die hele tyd attent maak daarvan, wat ons kom toerus om vir mekaar te versorg, te dra, of ons met gawes kom gee, maar wat ons oopmaak om die liefde en die genade in ons lewe raak te sien. Daarom wanneer ons hierdie woord oopmaak, bid ons ook dat U dit op ons harte sal tuisbring. Die antwoorde van ons lewe sal kom beantwoord en ons sal toerus om uit te gaan en altyd gereed te wees met 'n antwoord vir die wêreld daar buite. Ons kom by mekaar vanmôre om U te kom aanbid. Ons lof tot U te besing en vir die wêreld daar buite te sê, te getuig, ons glo in die drie enige God. En hier wanneer ons by mekaar kom en ons maak die woord oop, dan is ons ook reg om te luister. U profetiese woord te hoor. U priesterlike stem om te weet, hoe moet ons gevorm word, maar ook gestuur te word. Seën ons dan met hierdie heilige woord van U, ons almagtige God, deur die genade van ons Here Jesus Christus. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing dan hierdie pragtige lied 238, God enkelig, vers 1, 3 en 4, so sit in die saam.
Ons tema dan vanmôre is, kan ons God se werk stop? Ons gaan begin daarso by hy 2 gedeeltes, so ek gaan tussen die 2 spring, Handelinge 10 en Handelinge 11, maar julle sal sien is net 'n herhaling van hierdie 2. Ons begin daar by Handelinge 11 eers lees, Petrus se verantwoording in Jerusalem. Die apostels en die broers dwars deur Judea het gehoor dat ook die heidene die woord van God aanvaar het. Toe Petrus na Jerusalem opgegaan het, het diegene wat besny is met hom geargumenteer en gesê, jy was by die onbesnede mans aan huis en het saam met hulle geëet. Dit het soos 'n veldbrand versprei daarso in Jerusalem. En dit het versprei daar onder hierdie mense wat Jode is, en daar staan aan die apostels en die broers van Petrus. Onder hierdie mense wat medegelowiges is, wat nou net die Heilige Gees op hulle uitgestort is, wat uitgestuur is in die wêreld om die blye boodskap te gaan verkondig. Al die Christen gelowiges van daardie tyd het hierdie nuus gekom en gesê, hier is iets wat nie lekker is nie. Jy is besig om al die reëls en regulasies te verbreek. Ons het gehoor dat jy by 'n man was wat nie besny is nie. Vir hulle was dit 'n verskriklike ding geweest. Jy was by 'n heiden aan huis geweest. Hierdie gaan glad nie vir ons werk nie. Hulle het nie omgegee dat hierdie mense tot geloof gekom het nie. Hulle het nie omgegee dat hierdie mense die blye boodskap gehoor het en dat die hele huishouding hoor nie. Hulle het gesê, jy het 'n verantwoordelikheid om hierdie gemeente van ons te beskerm en in stand hou. Hy het vir hom gesê, weet jy wat, die mense daarso in die sinagoges, die skrifgeleerdes en daai mense, en die fariseërs, dus daar's 'n onrus besig om te gebeur. Hulle tolereer ons maar, hulle laat toe dat ons in die sinagoges saam met die Jode gaan aanbid, want hulle sien ons is ook maar Jode en ons kom ook saam met hulle om God te kom aanbid en hulle tolereer ons. Maar as jy nou begin om die reëls en die regulasies alles te verbreek, dit wat die norme en die standaarde is, dan het ons groot moeilikheid. Dan gaan hierdie mense ons gou-gou in opstand kom wat ons weet later gebeur het. Daarom moet die vraag wees wat ons vandag oor ernstig gaan gesels. Kan ons God se werk in hierdie wêreld stop? Ons weet daar in Psalm staan, die Here doen alles wat hy wil in die hemel en nie op aarde. So daarom weet ons kan nie God se werk stop nie. Maar ons kan God se werk teëstaan. Ons kan God se werk vertraag. En ons kan 'n keuse maak om nie aan God se werk deel te neem nie. Ons gebruik ons altyd daai mooi voorbeeld, daar waar die Here Jesus Christus al klaar besig is om met sy kruis die mooiste musiekinstrument, die mooiste werk, die mooiste kunswerk te besig is om te maak in die wêreld, moet ons maar net opdaag onder die leiding van die Heilige Gees toegerus om betrokke te raak by God se werk. Maar ons sien so baie in Handelinge, sê Stefanus, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Die Israeliete in die woestyn het voortdurend teen God gemurmureer. As ons hierdie woorde hoor, dan is ons eintlik besig om in ons eie lewe hierdie van toepassing te maak. Die Heilige Gees klop en roep jou om daar in spesifieke plekke in die wêreld gaan betrokke raak, maar ons kies om nie op die Heilige Gees se roepstem te reageer nie. Ons is altyd besig om te loop en te klaar en ons sê te sê oor wat die kerk besig is om te doen, maar ons raak nie aktief betrokke nie. Jesus sê van Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, maar julle wou net nie. En dan is daar ook die hartseer, ons self weerhou ons onttrek, om by die werksaamhede van God betrokke te raak. En die hartseer is dan, ons ontneem ons van al die seëninge, wat daar van ons bedoel is in hierdie wêreld. Die vraag is nie, kan ons God se werk stop, of nie stop nie. Die vraag is eerder, wil jy betrokke raak, of wil jy nie? Het julle al gesien as kinders met mekaar speel? 'n kleintjie, nou my suster se kinders, ons het 'n bietjie familie hier vir die naweek, en ek sien nou die kleintjies so, en ons weet dit ook, 'n kind se taal is mos myne, ekke wil nie, ekke sal, ek wil hê, julle hoor mos altyd daai kind se taal so, né? En kinders deel nie hulle speelgoed nie, dis myne. En dan het kinders so beklei, want onthou 'n kind se karretjie en 'n kind se pop is altyd mooie. Ek het nou ook gesien die twee sissies, die een klap sommer die ander met haar pop.
Dis hoe kinders ons maar is. Ons praat baie maal van ons volwasse mense, daai innerlike kind is nog steeds deel van jou bestaan. Ons gesels en ons sê ons fokus op ouers en ons fokus op huwelike en ons fokus op die ontwikkeling van die kind en dit is deels van waaroor vanmôre se preek ook gaan. Dit is 'n sielkundige, emosionele idee wat tuisgekom het nou oor tyd. En dit gaan oor hoe dit gevorm word in jou verlede, daai 0 tot 6, 0 tot 9, gaan oor ervarings. Ons weet nie eens alles wat in jou onderbewussyn lê en wat in jou menswees lê nie, maar in daai vormingsjare van jou is daar klomp ervarings, positief en negatief, wat jou uitkyk op die lewe bepaal. En aan daai goed is dan 'n klomp emosies gekoppel, wat jy dan in jou lyf voel, of wat die beweegrede is van hoe jy optree. Dit is jou behoeftes, jou redes vir jou optrede, jou vrese, jou geloof, dis kom ons so baie erns daarmee maak. Daar's natuurlik onverwerkte trauma baie maal in jou kinderjare, wat ook dan hierdie innerlike kind van jou bepaal. En dan gaan dit vir jou innerlike kind oor jou verlange na liefde en na veiligheid in jou optrede. Daai innerlike kind is belangrik, want dis hoe dit jou gevoel, jou spontaniteit, jou kunstigheid, jou kwesbaarheid ook natuurlik, en jou verbeelding, dit is in ons almal ingebou, ons reaksie waarna in plaasvind. Hoekom hierdie belangrik is, want soos jy seer het gekry het al, en soos jy die ervarings van jou kinderlewe het jy vir jouself sekere grense, sekere dinge wat jy ingedoen het om jouself te beskerm. So jy het al geleer, 'n ou met sulke ooghare het my in die verlede ingedoen, so as enige iemand met daai ooghare opdag, dan het jy so ingeboude beskermingsding wat jy mense net weghou. Of dit gebeur byvoorbeeld dat jy al geweet het, as hierdie persoon met so 'n harde stem kom, of hierdie manier, dan weet jy, hierdie ou gaan my sweet steel, so dan het jy net dadelik besluit, ek hou nie van hierdie ou nie. So ons het sulke grense en ingeboude beskermingsgoed, of tradisies, wat ons ingebou het om ons te beskerm, om 'n sekere manier van lewe en doen, sodat ons veilig en oké en geliefd en secure voel in die lewe. En dis oké, as jy dit deel van jou normale manier van doen. Dit raak na tyd 'n probleem, as dit by ons geloof kom. En ons geloof so grense begin instel, en ons tradisies, dat ons na tyd vir onsself moet vra, is ons nie besig om op ons eie manier van dink, en ons eie tradisies, en ons eie grense, so meer daarop fokus, as wat die koninkryk van God van ons vra, om tuis te bring, die blye boodskap by mense nie. Dan begin dit 'n gevaar word. En dis waaroor hierdie stukkie vandag gaan, oor Petrus en Kornelius. As ons sommer daar lees, dis nou Handelinge 10 se gedeelte, daar was 'n man in Caesarea, bekend as Kornelius, 'n centurio van 'n sogenaamde Italiaanse kohort soldate. Hy het ook sy hele huis was godsdienstig en godsvreesend, en het baie liefdadigheid aan sy volk bewys, en gereeld tot God gebid. Hy het teen die 9de uur van die dag in 'n visioen duidelik 'n engel van God na hom sien binnekom en vir hom gesê, Kornelius. Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra, wat is dit, meneer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer voor God opgestyg. Stuur dan nou mans na Joppe om iemand met die naam Simon, ook bekend as Petrus, te gaan haal. Hy gaan tuis by 'n sekere Simon die leerloeier, ek gaan nou maar daar stop, wie sy huis langs die see staan. Toe die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy 2 van sy huisbedienis en 'n godsvreesende soldaat, een van hulle wat hom dien. En nadat hy hulle alles vertel het, stuur hy hulle na Joppe toe. Nou hierdie gedeelte begin sommer met 'n sin wat vir ons verskriklike inligting gee van hoekom, dis soos die hele agtergrond van hierdie teks word in hierdie sin geskep amper. Daar was 'n man van Caesarea, bekend as Kornelius, hierdie hele teks. Nou Caesarea was die hawestad gewees, daar so in die ou Judea, wat vandag staan is Israel, en dit het onder Herodes die Grote, het hy hierdie hawestad daar gaan vestig, as die hoofstad, die hooftrekpunt van die Griekse mense wat daar gekom het. En van daaruit het dit groot politieke, sosiale impak gehad in hierdie hele omgewing, en nie Jerusalem waar die Jode en die skrifgeleerdes almal was nie, maar hierdie Caesarea was die sentrum gewees waar alles moes gebeur het. Maar God
het sorgvuldig die grond begin voorberei, dat vanuit hierdie Caesarea, die verspreiding van die Christendom in die wêreld moes begin gebeur het. Hoe ons sien dat mense dink met hulle reëls en regulasies, hulle in beheer is, maar God sorgvuldig sy beplanning en sy goed in plek gaan, sodat die Christendom in hierdie wêreld kan inbeweeg. Hierdie Cornelius wat ons sien 'n centurion was, hulle was in beheer gewees van 'n klomp manne, hulle sê so tussen 60 en 80, maar hierdie gedeelte sê spesifiek van 'n kohort, en hulle was so tussen 480 en 600 soldate gewees. So hy was nogal 'n man van aansien en statuur gewees. En dan staan daar hierdie belangrike sin. Voordat hulle was, nou hoekom die mense hulle gehaat het, laat ek eers dit sê. Hulle het die wet en orde gesê, hoe die reëls en regulasies, amper soos ons ouetjies, wat die kaartjies skryf, jy oor 'n stopstaat gaan, of wat die toesluit jy nie jou belasting betaal is goed. Hulle moes die wet en orde daar sit, hulle moes die administrasie van die Romeinse Ryk implementeer, en dan moes hulle gesê het, ons verteenwoordig die Romeinse Ryk. Ons staan dat jy moet weet, hier's mag en gesag. Die mense het gesê, hierdie is die vyande. Hierdie mense lyk nie soos ons nie, hulle praat nie soos ons nie, hulle tree nie soos ons op nie, hulle lyk nie soos ons nie, ons wil niks met hulle te doen het nie. Hulle eet nie dieselfde kos as ons nie, hulle is heidens. Hulle val nie onder die verbond van Abraham wat God gesluit het in die verbond, in die begin gesê het, maar ek sal 'n God wees en hulle sal my volk wees nie. Hulle is ander mense met wie ons niks te doen wil hê nie. Hulle is vyande, hulle is onrein, ons stel nie. En dan kom daar hierdie vers. Hy en ook sy hele huis was godsdienstig, godsvreesend en het baie liefdadigheid aan die volk bewys. Jy sien, soos die Romeinse mense deel geword het van die bevolking, het die Heilige Gees ook op hulle harte begin werk en hulle die Joodse geloof aangeneem en hierdie God het met hulle begin werk en hulle die geloof begin sien, die voordele van om hierdie God te begin aanbid. Ons almal het daai ingesteldheid om te weet daar's iets groter as onsself en dit in hulle harte begin tuiskom. Hy was 'n diep godsdienstige, godsvreesende mens wat hierdie God aanbid het. En ons sien een van sy soldate was ook 'n godsvreesende man. Maar nie net om dit nie, dit het oorgeloop in sy dade, dat hy liefdadigheid, hierdie selfde man wat krag en mag aan die mense waar hy hulle partykeer moes vervolg het ook 'n goeie hand, 'n oop hand, God se liefde tuisgebring in hulle harte. En dan kom hierdie engel by hom en hy sê vir hom hierdie woorde. Jou gebede en jou liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer van God opgestyg. En toe ek hierdie teks lees, het dit my so gestop, en ek het gedink, en ek wil nie ons moet almal vermoede daaroor dink. Het jy al nou 'n dag opgestaan, want die Bybel sê in die oggend bid vir Here, dankie vir my nuwe dag, dankie vir 'n nuwe genade, dankie vir die nuwe geleentheid, en dan die aand jy die dag afsluit, dan moet jy terugdink oor jou dag wat verby is, hoe was God teenwoordig in jou dag, wat het alles gebeur, hoe het jy hom verheerlik? Het jy al gedink, dat jou gebede en jou liefdadigheid as 'n gedenkoffer vir God was? Ek het nog nooit. Toe ek hierdie ding lees, en ek dink oor my dade, ek het nog nooit gedink oor my doen en my late, en my gebede, hoe dit as 'n gedenkoffer vir God opgedra word nie. Dat dit 'n offer is nie. My gedrag, my optrede. Want as ons bid, dan sê ons dink God is hierdie, hoe sê hulle, ATM. God is hierdie, die een wat die heeltyd moet voorsien. So ons gaan die heeltyd en vra alles van God, en daar's niks meer verkeerd nie. Die ander kere wat ons nie vra nie, sê ons dankie. Soos wanneer ons bid vir kos, sê vir die voedsel ons eet. Laat ons nie nimmer vergeet. Ons besef nie meer wat ons bid nie, en ons sê net altyd dankie. Terwyl ons weet, gebede is tog meer as dit. Dit gaan oor lof, danksegging, smeking en gebed. Dit gaan om voorbidding vir ander mense te doen. Dit gaan om werklik in geloof voor God te sit en met hom in 'n verhouding te tree. Dit gaan om jou hele lewe oop te skeer vir God en met hom te groei en 'n gesprek te tree. 'n Gebed, 'n dankoffer is, 'n gedenkoffer is aan hierdie God. En dan jou liefdadigheid, jou optrede. Het hy gesê, God het gesien en hy aanvaar jou offer. Dat sy geloof tuis gekom het in sy hart en dat dit nie net woorde is nie, maar dit wat hy glo het uitgekom en is vir God aanneemlik. Hy aanvaar dit as 'n offer. Dit maak dat ons anders dink wanneer ons vandag hier uitstap
en anders te begin dink aan jou optrede, hoe jy God aanbid en hoe jy gaan optree in jou ontmoetings in die wêreld daar buite. En hierdie engel sê toe vir hom, stuur dan nou mans na Joppe, om iemand met die naam van Simon, ook bekend as Petrus, te gaan haal. Nou Joppe is 2 dae verder. Nou ek weet vir ons in ons koppe verstaan ons dit nie, want Naboom is net hier, en Naboom is so om en by 60 kilos. Joppe is 60 kilos vandaag, maar is 2 dae, want hulle het met die voet geloop. So goed, ons sê Petrus is nie dorpie langs aan 60, hy sê stuur nou iemand soontoe. Maar God is sorgvuldig besig om hier iets groter aan te sit. Petrus skryf, en dan, ons is nou by Handelinge 11, hoor wat skryf Petrus, van sy kant af, weet wat hy ervaar het, want hierdie was nou die offisier, nou skryf Petrus, ek was in die stad Joppe besig om te bid, en in ekstase het ek 'n visioen gesien, iets soos 'n groot linnedoek wat afsak, en wat aan sy 4 hoeke uit die hemel neergelaat word, en dit het tot by my gekom, en ek het aandagtig daarna gekyk en opgemerk, en 4-voetige diere van die aarde en die wilde diere en kruipende diere as ook die voëls van die hemel gesien. Probeer jou indink hierdie prent. Hy bid in ekstase. En in 'n visioen sak hierdie laken af, hierdie doek. En in hierdie doek is hierdie 4-voetige diere wat daarin is. Probeer jy hierdie visioen sien. En terwyl hy hierdie visioen sien, hoor hy hierdie stem. En ek het ook 'n stem vir my hoor sê, staan op Petrus, slag hierdie diere en eet dit. Hierdie stem sê vir Petrus, Petrus, breek die reëls. Gaan uit en hou nie meer by die norme en standaarde nie, breek die reëls. Petrus sê, hy sê daar vir hulle, maar ek het geantwoord, onder geen omstandighede nie, Here, want onthou, Petrus is nou besig om vir al die apostels, al die broers in geloof, daar vir die kerk, moet hy nou verantwoording doen vir dit wat hulle gehoor het. Hy sê, ek het hierdie visioen gesien. Hy sê, maar ek het geantwoord, onder geen omstandighede nie, Here, want niks wat besoedel is of onrein is nie, het ek al ooit by my mond ingaan nie. Hy sê, ek weier om hierdie reëls te breek. Die stem het 'n tweede keer, die weer uit die hemel geantwoord, wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein beskou nie. Dit het 3 maal gebeur, en toe is alles weer in die hemel opgetrek het. Hoor die woordjie 3, daai goddelike getal. Hy sê toe 'n tweede keer, en toe kyk, skielik het daar 3 mans, weer 'n keer die herhaling van die woordjie 3, het daar 3 mans van Caesarea af na my huis gestuur, aangekom by die huis waar ons was. En die Gees het vir my gesê, dat ek sonder aarzeling saam met hulle moet gaan. Hierdie visioen, hierdie grootheid, hierdie grondgebied wat voorberei het, dat God eintlik beheer is, dat ons planne het, ons het tradisies, ons het hierdie grense, ons het hierdie meganismes wat ons in plek wil sit, om ons veiligheid, dat ons net nie die rock the boat, soos wat hulle moet sê nie, hierdie reëls, maar dat God sê, sy plan is groter as kulture, as tradisies, as wat ons mense kan dink, hy het hierdie grondgebied vergroot. En dan sien ons in hierdie gedeelte, wat belangrik is. Die offisier was eers gehoorsaam aan God in hierdie visioen. Hy het sy manne gestuur, en dadelik was Petrus gehoorsaam, en hy reageer onder die leiding van die Heilige Gees, gaan hy toe na hierdie mense toe. Daar staan toe verder, hierdie 6 broers het toe saam met my gegaan, en ons het die man sy huis binne gaan. Daarop het ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, wat van hom sê, stuur manne na Joppe en laat hulle Simon, ook bekend as Petrus. Hy sal vir julle 'n boodskap meedeel, waardeur jy verlos sal word. Jy en jou hele huisgezin. En toe ek begin praat, het die Heilige Gees op hulle neergedaal, net soos aanvanklik ook op ons. Ek het egter die woord van die Here onthou, toe hy gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees doop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, as aan ons wat in die Here Jesus geglo, wie was ek dan, dat God sou verhinder? Toe hulle dit hoor, het hulle geswy, en God verheerlik en gesê, so het God dus ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Petrus, as jy weer by die ander gedeelte gaan lees, toe hy by hierdie man kom, en die man buig laag voor hom, sê hy, moenie, jy kan nie voor my buig nie. En hy sê toe vir die soldaat, eintlik mag ek nie in jou huis ingaan, jy's 'n heiden, jy's eintlik onrein, maar Petrus breek die reëls. God het vir hom gesê, almal is rein in sy oë.
En toe hy in hierdie huis instap en die verhaal herhaal homself, sien ons hier 'n nuwe begin, 'n tweede fase in die uitbreiding van die koninkryk van God. Die eerste fase het begin daarso met die uitstorting van die Heilige Gees met Pinksters wat ons gevier het, 'n rukkie terug, daar in Jerusalem, toe op Jesus se disippels wat die apostels geword het, moes die blye boodskap gaan verkondig het. En hier die tweede keer, die tweede fase waar die uitstorting van die Heilige Gees daar in Caesarea in 'n heidense huis begin, sodat die Heilige Gees hulle kan dryf, sodat daar die grens tussen Jood en nie-Jood kan plaasvind, sodat die blye boodskap in die wêreld kan ingaan. Alle reëls word gebreek. Daar word 'n nuwe manier van doen geword, sodat Jesus Christus, sodat mense kan hoor, Jesus het vir jou gesterf, Jesus het jou kom soek, Jesus het jou kom red, sodat God se liefde in jou hart kan tuiskom. Die nuwe fase breek aan. Nou as jy bietjie verder gaan lees, en 'n bietjie navorsing, gaan jy ook hoor, net so bietjie verder terug in Handelinge 8, was dieselfde gebees waar die Heilige Gees ook in Samaria. Maar Samaria was besnede mense gewees, hulle was half Jood, half nie Jood gewees nie, hulle het die tradisie van die Joodse volk, so eintlik was hulle nog deel ingesluit gewees. Maar hierdie is die tweede fase, die nuwe begin, sodat die blye boodskap ook in die wêreld kon ingaan. Sodat ons vandag in Potgietersrus kan weet, ons is deel van God se volk, kan insluit. So bekering, wanneer jy weet die dag, wanneer die Heilige Gees in jou deurklop, is waar jy 'n keuse het om daarop te reageer, 'n keuse het om deel te word van hierdie wat vir jou aangebied word. Maar bekering beteken ook, wanneer God se nuwe lewe in jou lewe tuiskom, jy bekeer tot hierdie wêreld, tot die nuwe manier van doen, tot hierdie lig wat binne in jou beskyn, sodat jy dit vir die wêreld daar buite kan begin skyn. Ons moet vir onsself vra, hoekom is hierdie vir ons belangrik? Hierdie gedeelte in Handelinge word 2 keer herhaal, die hele storie. Nou die papier waarop hulle geskryf het was bitter duur en bitter skaars. Hulle het in 'n hoekie begin skryf en dan het hulle daai letters so naby aan mekaar skryf. Daar was nie kommas en punte nie, so die ou Griekse teks met die hoofletters gaan lees nogal uit mekaar spel. En hulle het enigiets gedoen om dit te bespaar. Hoekom sal hulle hierdie ding 2 keer oorgeskryf het, Handelinge 10 en Handelinge 11? Om dit tuis te bring by mense in hulle wêreld, dat vir God wil hy almal moet tot geloof kom. Vir God, almal is tuis en welkom. God het nie, sluit nie mense uit nie. Dis nie net vir sekere mense in kerke bedoel, of vir sekere mense om tuis te kom nie. Maar God wil hê, almal met die teenwoordigheid van God hoor. En dat ons mense moet dan begin ervaar. Wanneer ons begin sê, almal is welkom, solank hulle inpas by ons reëls, ons manier van doen, by ons tradisies, by ons meganismes, dan word dit belangriker, dan word dit die fokus, en dit word belangriker as die blye boodskap. En dis wanneer alles begin skeef trek. Dis wanneer ons godsdiens begin beoefen, en nie meer God begin aanbid nie. Daarom vra dit die heeltyd van ons, in die wêreld waar ons is, wat is nodig om te gebeur? Wat is die reëls wat gebreek moet word, sodat die blye boodskap in mense se harte kan tuiskom? God sal altyd sentraal staan. Sy belofte sal nooit verander nie. God sal nooit verander nie. Maar dit vra van ons om te ondersoek, dit waarmee ons besig is, moet dit nie tydkeer verander, sodat ander mense ook die blye boodskap kan hoor nie. Daarom is die vraag, is ons nie eintlik besig? Wanneer ons besig is om kerk te oefen, daar's 'n mooi liedjie wat sê, we are playing church, plastic church, is ons nie so besig om kerk te speel, dat ons op die einde van die dag, die kerk, ons staan God se werk teë, ons vertraag sy werk, omdat ons nie bereid is om aan te pas nie. Dink weer daaroor. Wanneer ons sê ons gebede en ons gedrag, ons liefdadigheid, is 'n gedenkoffer aan God. Petrus het God se visioen gesien, om te sê hy moet uitgaan na alle mense toe. Die Heilige Gees is uitgestort, sodat die boodskap kan kom om te sê, die grense is oorkom tussen Jood en nie Jood nie. Almal van ons staan nou onder hierdie verbond, wat in Jesus Christus kom vernuwe is. Dit vra van ons, om opnuut te begin dink, hoe ons oor ons kinders dink,
hoe ons ander mense dink, wat nie soos ons lyk nie, wat nie soos ons praat nie, wat nie soos ons eet nie. Hoe en op watter wyse vra die Here vir ons, moet ons die blye boodskap verkondig en leef. Want miskien net, of staan ons te, of raak ons nie eens betrokke nie, en ontneem ons onsself van die rykdom van die koninkryk van God, wat vir jou bedoel is. Amen. Kom sluit die oë. Here, U wil hê elke persoon moet in 'n verhouding met U staan. Ons moet die fondasie lê by die kleinste kindjie. U wil hê ook ander mense wat die pad byster raak, mense wat verdwaald geraak het, mense wat nog nooit gehoor het nie, en miskien in die duister lewe. Here, Petrus het gegaan, en maak nie saak wat die kerk gedink het nie. Hy het gehoor en die reëls gaan breek. Hy was nie skaam om verantwoording te doen nie, en hy het gesê, al moet dit maar beteken dat die skrifgeleerdes en die fariseërs, dat hulle ons gaan vervolg, al gaan hulle vir ons kwaad word. Dit wat God van ons vra, is meer belangrik as die mensgemaakte reëls en regulasies en tradisies. Mag dit opnuut in ons harte tuiskom. Dat ons sê, ek sal nooit weer stil bly nie, al moet ek dit van die dakkappe af uitskree. Jesus is my verlosser. Onder die leiding van die Heilige Gees sal ons vir elke mens getuig met woord en daad, en ons sal dit doen in gebed, in gesprek met ons drie-enige God. Want ons wil hê ons lewe met 'n gedenkoffer wees en aanneemlik wees vir U. Mag ons ook godsvreesende, diepgelowige mense wees vir U. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Ek wil net 'n paar enkele afkondigings uitwys.
Die deurkollekte gaan vermoede vir Bybelverspreiding. Ons het bazaarvergadering na die erediens. Gee my net gou kans laat ek net die klasie doen met die kinders en dan gaan ons kry so lank tee en dan kan ons net daarso hiersom in die konstorie by mekaar kom. Dan van volgende Sondag af het ons gesamentlike erediens by Piet Potgieter se Rustgemeente tot na die vakansie. En dan gee dit vir my geleentheid ook om my verlof te vat. So ek is van Vrydag af, is ek dan met verlof. So die dagstukkies gaan dan Vrydag ophou weer tot na die skoolvakansie. Downtime is vanaand, en ons het pizza aand vir die jong mense. Ons het 'n afsluiting by downtime by die hoërskool. Nou het ek hulle nooit gevra nie, Anita, is nog steeds 5:30. Ek dink so, né? Hulle niks sê nie, is 5:30. Griefshare is 29 Julie, begin ons met Griefshare. En dit gaan ek, Estie en Koba wees wat dit gaan aanbied. Die Survivor Camp is daar die inskrywing. Kyk ook, daar, as jy ook weet van jong mense wat wil gaan en hulle het nie die finansiële vermoë nie, asseblief kom gesels met ons. Die gemeente het nog altyd planne gemaak, want dit is vir ons belangrik dat ons jong mense op die kampe gaan. Daar's biltongverkope direk na die erediens, daarso in die kombuis. En ons gaan binnekort, het ons gesê, ook bietjie daai chili sticks, of wat, biltong sticks, maar ons gaan ook die chutney ene doen, ek's baie lief vir chutney, en dan die barbecue, ons gaan dit nou probeer vir die eerste keer, maar is nou nog nie vermoede daar nie, die blou willie is die eerste laasweek ingekom. Dan Love Me Mokopani, eerste is eerskomende Saterdag om 7:00, vir die van ons wat nou hou van om die Here te dien met ons dade, en ons gaan die ingang hierso by die suidelike ingang gaan ons bietjie mooi opknap, is vinnig en so asseblief kom raak betrokke om 7:00 die oggend en almal ontmoet mekaar daar, né Alwyn, by die ingang. Dan ek het daai gesê en dan gaan ons na die skoolvakansie ons probeer nuwe goedes altyd maar. Ons gaan 'n virtuele ontmoetingsgeleenthede probeer skep. Ons het nog ons Bybelstudie Woensdaagoggende, ons het ons Bybelstudie Woensdag aand vir die mense wat kontak wil hê. Ons gaan probeer om op 'n Maandag aand, dink dis die enigste oop aand wat ek nog het, is Maandag aande, gaan ek 6:00 probeer om 'n virtuele Bybelstudie aan die gang te kry. Ons het byvoorbeeld, ek het 'n ou in Potgieter wat inskakel, ons het 'n paar ouens in Amerika, so en ons het klompie mense wat virtueel ons eredienste kyk. So ons gaan ook probeer om 'n virtuele Bybelstudie op die been te kry. Vir u wat ook kinders het of in die aande nie kan uitkom nie of wat ook al die geval mag wees, Jacques help my daarmee. Ons gaan op Teams gaan ons dit skep en dan kan jy of inskakel of die volgende dag nou maar kyk. Maar ek glo nie ek gaan dit oopmaak dat jy vrae kan vra in die week verder, want dan gaan ek glad nie by die ander werk kan uitkom nie. So ons gaan die virtueel, hier 'n kameratjie, ons gaan 'n paar ouens sê die eerste Sondag hier om jou te help om dit op jou foon of wat ook al af te laai en as jy wil 'n kursus hê, laat jy jou vinnig wys om in te skakel. So ons gaan nou nog voor ek met verlof gaan gou daai goedes opgeskakel kry en ons nog die ringsdokumente, ek weet Anita wag vir klomp goed vir my van die ringsdokumente. Dan is dit gaan gebeur. Anita, was daar nog iets wat ek moes gesê het? Vriende, kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied saam met die video, dan moet ek juig in die oorwinningslied, medley. Kom ons staan en bly staan vir die seën asseblief.
Vriende, wanneer ons in die wêreld inbeweeg en die Here se lof gaan besing en ons liefdadigheid gaan doen tot eer van sy naam, mag ons elkeen besef dat die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen.